wat val, Here, dat dit net 'n manifestasie is van die seëninge wat afkom op elke ene, Here. Elkeen wat luister, elkeen wat kyk, Here. En ek bid, Here, dat hierdie woord sal uitgaan en harte sal aanraak, Here. Maak hulle harte vruchtbaar vir die woord. En dat dit tot elkeen sal spreek in die kragtige naam van Koning Jesus. Wow, Here. Here is goed. Altyd goed. Amen. Ek wil 'n tema gebruik vanaand. En dit is dit die moeite werd om die Here nog te dien? Nou, as ons kyk, kom ons blaai gou na Matteus 16 toe. Matthew 16. We are going to read from 24. Amen? Amen. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar, ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom nie. Net tot sover. Ons lees die opskrif wat sê, om my kruis op te neem. Nou, daardie dag wat ons besluit het, ons gaan die kruis opneem. Dit is daardie dag wat jy jou hele lewe, jou hele wese aan Jesus toegewy het. En daarom is dit belangrik dat elkeen dit sal weet, dat wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan is die vyand nie gelukkig nie. Dan lê hy en loer en hy wag vir geleenthede om die kinders van die Here te laat struikel. Elkeen een van hulle gaan dan ervaar hoe die aanvalle op jou neerval. Maar hier kom die groot antwoord. Wanneer jy vashou aan die woord, aan God en sy beloftes, en jy dien hom voluit, en jy weet, dit is die moeite werd om hom te dien, dan sal dit jou nie raak nie. Ek het hierdie week, het ek ervaar, dit is asof ek in 'n hoek gedruk is, en ek is seker van baie van saam met my stem. Jy voel in daai hoek gedruk, en dan kom die vyand van agteraf, en hy wil jou vas hê in daai hoek waar jy is. En dan sê hy vir jou, dit is nie die moeite werd om die Here te dien nie. Dan sê ek, dit is. Dan draai ek om, dan sê hy daar, dan sê hy, dit is nie die moeite werd om die Here te dien nie. Dan sê ek, ja, dit is. En so het ek hierdie hele week, het ek gestruggel, want ek moet die hele tyd die vyand bewus maak van sy verlede, van sy toekoms, waar hy einde gaan eindig. En dan moet ek vir hom sê, maar jy skep die eindjies uit, en dan staan ek op die woord, want dit is die moeite werd om die Here te dien. Nou, as ons kyk na God se woord, en ons begin sommer vroeg in die Bybel, van Job, Abraham, ons kyk na Josef, ons kyk na elkeen van hulle, dan voel ek so 'n bietjie jaloers in my hart. Want as daar nou mense is, wat konstante bly deur aanvalle, teen dinge wat teen hulle geval is, teen dinge wat mense aan hulle gedoen het hulle steeds stil gebly, en hulle het steeds die Here gedien. En dan kom mense, en jy word so vinnig omkant gevang. Ek het op 'n stadium gedink, hoekom vra mense daai vraag? Is dit die moeite werd? Hoekom sê hulle dit? Wel, is dit die moeite werd? Maar as ek na my eie lewe kyk, en ek sien hoe die Here op
altyd deurgekom het vir my, hoe hy altyd voorsien het vir my, hoe hy my gedra het, dis die voetspore in die sand, daar waar die 2 spore is, dan dink ek, Here, het U my verlaat, dan is ek hier, want ek het jou opgetel en ek het jou gedra, my kind. En as elkeen van ons standvastig bly in ons geloof, dan sal jy nie wankel nie. Dan kan jy maar in 'n hoek gaan staan en die vyand kan die hele tyd vir jou vertel, maar dit is nie die moeite werd nie, dit is nie die moeite werd nie. Want hy wil hê jy moet dit glo. En wanneer jy in jou hart begin glo, dan begin jy agteruit beweeg. Dan begin jy in die guns van die vyand begin te beweeg. En daarom wil ek julle bemoedig vanaand. Dit is nie net ons nie, dit is julle mense wat daar kyk, dis julle, dit gebeur met elkeen van ons. Waar jy op 'n stadium kom in jou lewe en waar jy op jou knieë is en sê, Here, is dit die moeite werd om U te dien? Amen. En dan kan ek so in my hart 'n borrel ervaar van dit is. Want wanneer jy jou kruis opneem en jy stap in oorwinning, dan is die Here daar. Dan sal hy altyd vir jou voorsien. As hy luister na al die mense se gebede in die Bybel, daar's so baie. Ek meen, daai mense was almal op hulle knieë. Daar's mense wat regtig gesit het. As jy van vir Daniël, hy het gestaar in hierdie hongerleeu se monde. Is hy vir een oomblik gesê, Here, as dit die moeite werd is om U te dien, en hy het getwyfel, dan het hy leeu soms sekerlik opgevreet. Dan het hulle sekerlik doodgebrand in die wind as hulle gevra het, is dit die moeite werd? Ek sê altyd, jy kan vir God vra. Jy kan met God stry, jy kan sê, maar Here, ek verstaan nie hoekom ek hierdie goed deurgaan nie, maar daar's 'n verskil hoe jy dit doen. Amen. Daar's 'n verskil waar jy hom verwyd, en die hele tyd, Here, maar waar is die miracles wat jy beloof het, waar in die woord die beloftes van staan? Here, waar is dit? Dan dink ek, nee, dit is nie soos 'n kind van die Here moet redeneer nie, want jy moet positief bly, deur al jou dinge waartoe jy gaan, jou sluggate waartoe jy beland, jy moet positief bly, anders gaan jy dit nie maak nie. En as jy twyfel, daai klein twyfel, ek het hierdie hangertjie, ek is so trots op my hangertjie, want dis 'n mosterdsaad hangertjie, as jy net moet kyk, daar is 'n mosterdsaadjie. En daai geloof in die woord wat hulle van praat, moet so groot wees. Jy kan actually voel op. So groot moet jou geloof wees, dan kan jy berge versit. Dan kan jy sê, duiwel, jy's agter my. Duiwel, jy het nie 'n vat aan my nie. Duiwel, jy gaan my nie aanraak nie. En dan begin dit 'n borrel, want dan kan jy sien, jy ervaar sommer in jou gees, hoe die vyand dink, ek gaan nou dood. Maar ek gaan weer terugkom, ek gaan dit nie los nie. En dan kry ek so waar nie die volgende dag. Is dit die moeite werd om die Here te dien? Dan dink ek, ag Here, asseblief, red hierdie mense wat so sê. Want die oomblik wat jy dit sê, dis wanneer jy twyfel. En as ons twyfel, gaan jy niks ontvang nie. Dan gaan die Here nie vir jou gee wat hy beloof nie. Daar's oor 1000 beloftes in die woord wat sê, ek sal altyd daar wees. As jy kyk na Matteus 5, dis daar, lees Maleagi 3 vers 5, 6, daar staan, ek is nog altyd dieselfde. Daai selfde God wat daar gehelp het vir Daniël, vir Josef, vir Abraham, vir Moses, is dieselfde God wat hier is vir jou en vir my. En het hulle moed opgegee? Nee. Het hulle geloof gewankel? Nee. Want hulle het geweet, as hulle een oomblik twyfel, dan maak jy daai gaatjie oop en die vyand is in. Dan gaan jy jou begin wonder, maar is dit? En die oomblik wat jy sê, is dit die moeite werd? Dan wonder jy, is daar 'n God? En ek kan verseker sê, daar is 'n God. Ons sien dit in die oggend as jy jou oë oopmaak. Dis 'n wonderwerk. Alreeds mense wat vra van miracles. As jy jou oë oopmaak, is dit 'n wonderwerk. Amen. As daar een siel tot 'n bekering kom, is een van die grootste wonderwerke wat kan gebeur wanneer 'n siel tot 'n bekering kom. En ons almal het daai stadium bereik. Ons almal was verlore. Ons almal was daar diep, daar waar jy verlore was. En een persoon in jou lewe het gekom en gesê, kom Boeta, kom Sissa. Jy kan nie nou opgee nie.
Dit is die moeite werd om die Here te dien. Moenie moet opgee nie. Want as jy daai een oomblik twyfel, dan kan ek vir jou sê, dan moet jy begin wonder in jou geloof. Hoe vas is jou geloof? Want 'n geloof is iets wat jy reeds, wat jy weet, wat jy sien gaan gebeur, al het dit nog nie gebeur nie. So jy sien 'n motor wat jy gaan kry, en hy het nog nie gebeur nie, maar jy glo dat die Here gaan hom vir jou gee. En baie keer sê die Here nee, nie nou nie. Want die regte tyd is daar nog nie. Want by God is daar tyd. Daar's 'n tyd vir alles. Prediker 3, daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te gaan en 'n tyd om te kom. En dit is een van die awesomeste verse, want vanaand het jy tyd om tot 'n besinning te kom. Vanaand kan jy 2 keer dink, is ek reg of is ek verkeerd? En wanneer daar aanvalle kom en jy voel moeg, en glo my, dit kan 'n mens uitput. Jy voel moeg en jy voel, niemand gee vir jou om nie. Kyk, mense gee nie vir jou om nie. Hulle wil jou sien suffer. En dan praat ons nou, gee God regtig om? Ja, hy gee om. Hy weet alles wat in jou hart aangaan. Hy het nie nodig vir jou om te sê, dit is wat en dit is wat, en wat hy weet. Die oomblik wat jy begin bid en jy sê, Here, ek kan nie meer nie, dan weet hy reeds wat jy gaan vra. Hy weet reeds, jy is 'n bietjie swaar en jy voel moedeloos. En somewhere, ek kan vir jou sê, dit is soos 'n, Here, ek vra u krag. Want onthou, die Here se krag is beskikbaar. Sy wysheid is beskikbaar. Ons moet dit net van hom vra. En daai krag wat jou oplig, is daai krag wat vir jou sê, you can do it. Jy kan dit doen. Gaan aan, deurdruk. Want ek gaan vir jou sê, dit is nie maklik nie. Ek kyk om my. Ek het in die dorp gesit en ek het mense bekyk om my. Ek het daai geleentheid gehad, en weet wat's hartseer? Dat elke persoon, dit lyk vir my asof hulle net vir hulle self lewe. Ek het nie een vriendelike persoon daar gesien nie, want die ding is, daai mense wat daar staan, het almal probleme. Daai mense wat daar staan, is nie so gelukkig soos ons nie. Baie van hulle dien nie die Here nie. Ek het al gedink, as jy daar met 'n Bybel instap, gaan daai mense almal weghardloop en jy gaan nou eers in die ry kan staan. Want daai mense is bang vir die woord. Hulle voel regtig nie gelukkig as hulle sien hoe die kinders van die Here vooruit beweeg nie. Ons kyk hier in Psalm 73, daar kan ons lees dat hoe die kinders van die Here toe kyk, hoe die kinders wat nie vir die Here is nie, wat vir Satan lewe, lekker het. Hulle is gelukkig, hulle het joy, hulle het alles wat hulle wil hê. Hulle het geld, hulle het mooi karre, hulle het mooi huise. En dan dink jy by jouself, sjoe, ek het niks wat daai mense het nie. Maar in my siel weet ek dat ek 'n skatryk. En ek hoef nie te kyk na daai ongereddes om te kan sê, daar's 'n God nie. Hulle kyk na die mense en dan dink hulle, wow, daai ou, hy lyk gebless. Hy's geseën. Hoe kry jy dit reg om te lag wanneer die lewe jou so vasdruk? Hoekom? Want jy het Jesus in jou hart. Halleluja. Hy dalk kom woon die dag toe hom ingenooi het. Wie het hom nog nie ingenooi nie? Kom, nooi hom in jou hart, sodat jy 'n rede het om te kan lag, sodat jy 'n rede het om te kan joy hê, sodat jy 'n rede het om te kan sê, vyand, ek glo geen leuen wat jy my vertel nie. Ek weet, dit is die moeite werd om die Here te dien. En dan dink ek, net die volgende dag, nou is dit positief. Ek staan lekker op, 'n wonderwerk het gebeur, ek het my oë oopgemaak, daar's nie probleme nie. 'n halfuur daarna, dan is die vyand daar. Dan dink ek, hy het niks daarvan gehou dat ek met 'n glimlag opstaan nie. Dat ek opvlieg uit my bed uit en nie eens nodig het om my bene bymekaar te vat nie. En dan dink ek is nie gelukkig nie, en dan kom hy met die aanvalle. Maar, dis is wat pastoor vanoggend gesê het. Jy moet gereed wees teen daai aanvalle. Hy gaan kom. Die woord sê, as jy gered is dit nie noodwendig dat ons gevrywaar word van hierdie slegte dinge in die wêreld nie. En ek het nie eens nodig om nuus te lees nie. Ek het nie nodig om nuus te kyk nie. Ons was by mense in die week en hulle het die nuus gekyk vir 'n hele halfuur lank.
het ek negativiteit ervaar. Joh. Kyk, ek weet nie hoe kan 'n mens voor 'n TV sit dag in en dag uit nie. Ek is so dankbaar ek het nie 'n TV nie. Want die oomblik wat jy hom aansit, dan hoor jy slegte nuus. Die oomblik wat jy hom aansit, dan hoor jy daai negatiewe dinge wat in die wêreld aangaan. En ons kinders van die Here, ons sien dit raak. Jy kry mense wat na aan jou is wat jou die seerste kom maak. Mense wat nou sommer net snaaks is en net sommer 'n verkeerde gees het. En dan kom hulle en jy al wat jy doen, kind van die Here, jy moet vas staan in dit wat jy glo. Jy moet vas staan in die wete dat jy kan weet, my God is groter as hy wat in die wêreld is. Aanslag kan kom, dit gaan my nie raak nie. Ek weet dit raak die omstandighede. En partykeer dan dink jy, okay, wat gaan ons vanaand eet? Okay, brood en eiers, eiersvoed regtig. En dan môre aand is dit, wat gaan ons eet? Eiers en brood. Jy, dan maak jy net 'n ander variasie van eiers, maar sê dankie, want daar is mense wat op straat sit wat niks het om te eet nie. Daar's mense wat self in hulle huishoudings kaste het wat leeg is. En daarom kan ons kinders van die Here, kan ons dit spreek. Ons kan sê, Here, ek spreek hierdie vyand se mond nou toe en ek begin bid en bestraf hom. Want as jy dit nie doen nie, dan gaan hy jou nie los nie. So bestraf die vyand se werke in jou lewe. En vat hom by die hoed en gooi hom uit. Gooi hom uit jou lewe uit, gooi hom by jou huis uit. Gooi hom uit jou kamer uit. Maak nie saak wat nie, moenie vir hom plek gee nie. Moenie daai skreefie ooplos nie. Nou vra jy vir my. Maar wat se skreefies praat jy van? Skreefies van sonde. Ons almal doen sonde. Ons almal doen verkeerd. Ek sluit my in. Ek is nie sondeloos nie. Ek gaan jok as ek dit sê. En daar is kere wat ek dink, nou wil ek net iets sê en alreeds het ek gedink wat ek wil sê en dit is sonde. Dan moet jy repent. Here, ek is jammer. Ek het gedink om iets te sê wat nie reg is nie. En dan stap jy aan en dan weet jy, want as jy 'n kind van die Here is, dan weet jy, hy gaan jou vergewe. En dan stap jy weer aan. Here, as jy elke ding sien, elke ding wat gebeur in jou lewe, Here, asseblief, sien hulle raak. Die Here se oë is op sy kinders. Maar die Here se oë is ook op die onregverdiges. En wanneer jy behandel word en jy word beskinder en jy word sleg behandel, die Here sien dit raak, dis nie jou geveg nie, so hoekom word jy moeg? Jou arms gaan moeg word van beklei teen die vyand, maar jy gaan dit nie reg kry nie, want jou attitude stink. Jou attitude stink. Ek is jammer om dit te sê. Dis waar. Maar dit is waar dat mense met verkeerde attitudes, en dan dink hulle, as ek nou iets gesê het, dan gaan goed gebeur. Nee, dit gaan nie, jy gaan agteruit begin beweeg. Jy gaan nie vorentoe kan beweeg nie, want daai bagasie wat jy agter jou rug het, trek vir jou krom. Hy trek vir jou terug. En dit is hoekom jy so swaar dra aan jou laste, want jy gee nie jou laste vir Jesus nie. En wanneer dit klip, kyk, dis soos 'n sak wat jy op jou rug dra. Ek dink ons almal het sakke. Gooi jy een klip. Daai klip is nou vir daai persoon wat my nou vasgevat het. Ek hou nou nie daarvan nie, daar gaan jou klip. Nee, daai vrou, kyk hoe trek sy aan. Daar gaan my klip aan my sakke. Nou, maar hoekom eet hulle dan beter as ek? Hoekom het hulle kos? En hulle dien nie eens die Here nie. Daar gaan die klip. En so is jy besig om vir elke persoon wat jy mee te doen het, 'n klip in jou sak te dra. Op die einde van die dag. Yes. Dan is daai gewig so swaar dat jy nie eens kan buig om hom af te haal nie. En as jy dit kan regkry, jy kom op jou knieë, want dis waar dit begin. Dis op jou knieë. En as jy op jou knieë staan en jy roep uit na God, ek is seker daarvan hy gaan antwoord. Ek weet soos wat ek dit weet. En ek weet al lyk dit nie vir ons so nie. Partykeer dink ek self, Here, ek weet dit is die tyd. Maar ons wil die tyd 'n bietjie haastiger laat plaasvind. Ons wil net nie so baie sukkel nie. Ons wil nie daai dinge deurmaak nie, maar wat gaan jy maak as die lewe begin erger raak? Dis reeds erg. Daar's mense wat dit nou nie eens kan vat nie. Pastoor, die mense gee moed op. Hulle kom nie in die
dink hulle ek gaan nou hier goed ontvang wat ek nou huis toe kan vat en dit gaan vir my 'n lewe gee. Nee, want jy kom in die eerste plek met 'n verkeerde attitude kerk toe en die Here sien jou opregtheid. Word jy gesien of is jy hier omdat jy hom wil dien? Is jy hier omdat jy hom met alles in jou liefhet? Wat? Ja, wil jy gesien word? Ja, daar's mense wat so dink. Hulle dink as hulle elke Sondag in die kerk sit, hulle gaan hemel toe. Ek dink daar's 3 groepe mense, soos believers, wat dink hulle gaan hemel toe gaan. En daai ouens, ek voel so jammer, want die verrassing gaan kom. Wanneer die wegraping plaasvind en jy was nie gereed nie, dan gaan dit nie eens help om te sê, is dit die moeite werd om die Here te dien nie, want dan is dit reeds te laat. En jy gaan in jou lewe, gaan jy dinge ervaar. Die lewe is nie maklik nie. Ek kan dit sê. Ek weet self, ek vat byvoorbeeld vir my en Dries vandag met hierdie reën, dan dink ek, hy sê, mamma, maar ek hoor nie om 'n natte reën nie, dit maak 'n ou vars en fris voel. Ja, wat doen ons? Ons bly buite. Dit reën, maar ons is buite. Ons is nie die tent nie. Wat doen ons nou afstap onder toe dink ons, okay, dit moet nou net nie hard reën nie, want dan is ons papnat as ons hier aankom. Maar die Here is so goed, want hy het die reën terughou vir ons. Hy het ons net ervaar wat seëninge is. En nou waar ons beweeg, dan kry jy mense wat joh, hulle niks van jou nie. Kyk, skielik het jy iets in jou wat daai mense afskrik, maar eintlik is dit daardie gees in jou nie, wat met daai geeste en daai mense bots. En dit is hoekom daar soveel argumente ontstaan. Dis hoekom daar soveel mense is wat kwaad word, wat kan sê, is dit die moeite werd om die Here te dien? En dan kan ek sê, dit is die moeite werd. Jy vat elke dag soos wat hy kom, want die Here gee vir elke dag genoeg. Hy gaan nie dat jy honger gaan slaap nie. Iewers terug gaan die Here vir jou voorsien, maar jy moet nie sy guns misbruik. Want daar's mense wat kerk toe kom net omdat hulle gou-gou ietsie wil hê. Hulle wil net hierdie probleempie uitgesort hê, dan sit hulle in die kerk en as dit nou weer goed gaan, dan sien hulle nie weer nie. En dis die hartseerste van alles, maar kyk om jou. Kyk net om jou en kyk hoeveel mense is daar. Hoeveel opregte mense is daar werklik wat voluit die Here dien, maak nie saak hoe swaar dit met jou gaan nie. Maak nie saak hoe min jy het nie. Dis die moeite werd om die Here te dien. En ek wil met pastoor se toestemming, daar's iets op my hart. Die Here het vanoggend, so terwyl ek klaar maak vir kerk, toe die Here vir my gesê, daar's iets wat ek moet doen. En as ek dit nie gaan doen nie, gaan ek ongehoorsaam wees. So ek wil dit graag doen. Paul, can you bring this guy to the front, please? Die Here het vanoggend, en ek skrik toe hy in my gees praat en vir my sê, maar is dit die moeite werd om die Here te dien? En ek wil vir 'n persoon wat regtig oor en oor kan vra, is dit die moeite werd om die Here te dien? Dankie, Paul. En ek wil vir hom vir 'n paar minute die mic gee. Amen. Want as ons wat 2 bene het, wat al ons ledemate het, as ons so slap is, om sommer vinnig te kan sê wanneer dinge sleg gaan, is dit nie moeite werd om die Here te dien. Ek wil hê dat vanaand moet julle uit 'n persoon se mond uit hoor of dit die moeite werd is of nie. Dries, asseblief. Goeienaand almal. Sonder twyfel, pastoor, sonder twyfel sal ek sê dis moeite werd. Die ding is wat mense nie verstaan is, wanneer dit goed gaan, is dit maklik om die Here te dien. Dit is maklik om te prys en om te vertel, God is goed. Wanneer ons op ons laagste, op ons minste, wanneer jy jou arms en jou bene verloor, jy het niks om voor te lewe nie, wanneer jy pad met die Here begin stap, dit is wanneer jy besef wat die Here in jou kan doen, wat die Here in jou kan verander, wat die Here jy het nie nodig om te loop, die Here dra jou, jy het nie nodig om, wat ook kan jy doen, die Here is saam met jou, en ek kan vir enige getuig dat, wanneer jy op jou laagste is, moet jy opgee nie, wanneer jy op jou laagste is, dis wanneer die deurbraak kom, dis wanneer die beste nog kom, en wanneer jy pad met die Here stap, volhard, opreg, en God begin kompos gooi, en begin die boom laat groei, is daar nie keer daar nie, op die regte tyd, op die regte plek, sal die regte dinge gebeur, en dis absoluut die moeite werd, en wanneer ons praat van moeite werd om die Here te dien,
baie mense dink dis reëls en regulasies, jy mag nie dit nie, jy moet nie dit nie. Dis eintlik 'n standaard. God het 'n standaard vir elkeen. Yes. As dit is ons keuse wil ons onder daai standaard lewe. Wil jy tevrede wees met die minste? Yes. Of wil jy God se genade oor jou lewe spreek, wil jy dit aanvaar? Yes. Wil jy pad met hom saam met hom stap? Yes. En God sal jou nooit teleurstel nie. Maak nie saak waar jy is, wat jy gaan, die minste sal God die meeste vir jou gee van. Halleluja. Halleluja. Amen. Paul, please. Wat is die antwoord julle? Dit is die moeite werd. Yes, yes. En dit is 'n kort en kragtige boodskap vanaand, maar ek glo dat die Here het definitief in harte gespreek vanaand om vir jou te sê, Yes. moenie moet opgee nie. Amen. Amen. As Dries dit kan doen, hoeveel te meer is ons wat ons het nie eens, ons het alles. Ons kan vorentoe stap, ons kan die Here loof en prys. Hy doen dit met een arm. Maar steeds doen hy dit. En daar's mense wat gaan jaloers wees op jou vordering. Daar's mense wat dit gaan gebeur wanneer hulle sien jy begin geestelik groei, Yes. dan gaan hulle begin afgunstig raak met jou. Yes. Maar weet jy wat? Vir God is elkeen van julle sy kind. Amen. Elke een is daardie diamant wat hy Amen. so getrou aanslyp. En 'n diamant is eintlik dof, maar soos wat hulle begin slyp aan hom, dan kom sy kleur uit. Amen. En wat is 'n diamant beter? Nee, ek gaan vir jou sê, ons elkeen is 'n diamant Yes. in sy Halleluja. hart. Hy het in sy hande het hy ons vasgehou en hy gaan dit steeds doen. Yes. Al lyk dinge sleg vir jou, hy gaan jou steeds deurdra. Ja. En ek wil die Here loof en ek wil hom Halleluja. prys, want ek weet die Here is die moeite werd. om te Amen. doen. Amen. Amen. Yes, Lord. Dankie Here. Halleluja. Halleluja. Here, daar mense wat daar sit en wat kyk. En ek praat met ons ook. In jou hart, partykeer voel jy maar net sommer net moedeloos. Ja. Dinge loop nie jou pad nie. Jy voel moedeloos. Yes, Lord. Yes. Maar vanaand is dit tyd om die wapens op te rig en om te kan stap en te kan sê soos wat daar die liedjie sê, we will ride. Yes. En jy wat daar sit en jy voel maar Here, daai miracles gaan nie kom nie. Druk deur want dis daai oomblik Halleluja. wat jy gaan. Daar's 'n man, dit was eintlik my swaar geweest. Hy het op daai punt gesit waar baie mense sit. Moedeloos. Sy besigheid het nie gevlot nie. Yes, yes. En hy het gedink, ag, die lewe is nie die moeite werd nie. Die Here is nie die moeite werd om te dien en hy het selfmoord gepleeg. En weet julle wat? Dit was die Vrydag, die Dinsdag, toe bel daar 'n vrou met 'n bestelling wat hom vir 3 jaar sou besig hou. Ja, prys die Maar Here. hy het vir 'n oomblik getwyfel. Vir 'n oomblik het hy die vyand die kans gegee om Halleluja. hom af te druk en hom daar te hou. Moenie moed opgee nie. Druk deur, want die Here is die moeite werd. Maak nie saak hoe sleg dit om jou gaan nie. Kyk op. Kyk op, sê die woord, want daar is waar jou hulp vandaan Yes. kom. Amen. En ek wil met elkeen bid en elkeen, jy kan jou hand opsteek, jy by die huis, steek jou hand op. Hier, jy kan jou hand opsteek, jy kan maak wat jy wil. Jy wat kan kniel, ek wil saam met julle bid. Yes, halleluja. En ek sê, Here, maak elke hart anderster dink, Here. Hulle wat voel dat U is nie die moeite werd om te dien nie, die lewe is te moeilik, dit gaan nie lekker nie. Here, tel hulle op, gee vir hulle hartsbegeertes. Here, want ons weet U kan dit doen, U kan alles doen. Halleluja. En daarom bid ek, Here, dat U vir hulle sal voorsien, dat U sal genees, daai vrou wat so wag vir genesing, dis op pad. Moenie moet opgee nie, jou hoop is op jou, net oor kan die bil. Lê jou antwoorde, lê die oplossings. So al wat jy moet doen is gooi die klippe van jou rug af op jou knieë en gaan voor Jesus se voete en pleit en sê, Here, U kan alles doen. Ja. Ek is jammer, Here, ek het moedeloos geraak. Here, ek is jammer dat U dit so op my laat ek U eintlik bevra
vraagteken het om te sê, U kan dit nie doen nie, maar Here vergewe elke ene wat dit gesê het, elkeen wat dit nog wil sê, Here, ek vra dat U hulle harte sal aanraak en hulle sal genees, Here, en dat U dan die strome van seën oor hulle sal oopmaak, Here, oor hulle huise, oor hulle voertuie, Here, oor hulle families, hulle gesinne, Here, oor hulle koskaste, Here, maak die sluise oop soos wat U die reën stuur, Here. En ek wil U al die eer gee en die lof, want ons weet, Here, U kan dit doen, U wil dit doen. Maar U is besig om te kyk of dit kinders is wat net gesien wil word, kinders wat hier is net wanneer daar nood is, soos die noodapteek, Here, maar hulle wat deurdruk, Here, tot op die einde, Here, help hulle asseblief, dat U so voorsiening sal gee wat hulle harte begeer, Here, en gee hulle wysheid, Here, om deur elke dag te kan stap, U naam te kan groot maak, maak nie saak hoe groot daai wonderwerk is nie, Here, ons kan sê dankie daarvoor, want sonder U is ons niks, sou dit nie gewees het nie, Here, en dat ons sal deurdruk, Here, en daardie klippe sal agter ons los, totdat wat U ons gaan kom haal, en U kry al die eer. Mag hierdie boodskap tot verheerliking van U sal wees, en ek gee U die eer en die lof daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja.